In hierdie nuwe dag is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. Hartlik welkom, liewe vriende, by Uit die Woord Digitaal se oggendoordenkings. Ek is Dominee Adriaan Swart. Kom ons luister vanmôre na die Here se woord uit Johannes hoofstuk 2. Ons lees vers 13 tot 17. En die Pasga van die Jode was naby. En Jesus het opgegaan na Jerusalem. En hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duwe verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit. En hy het 'n sweep van touwtjies gemaak, en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste, en die klein geld van die wisselaars het hy uitgegooi, en hulle tafels omgekeer. En vir die duiweverkopers het hy gesê, neem hierdie dinge hier weg. Moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie. Liewe vriende, die Here Jesus Christus is 'n God van groot deernis, liefde en empatie. Hy gee om vir sondaar mense. Hy wil 'n verskil in mense se lewens maak. Hy wil mense na God toe lei. Maar hy het ook baie groot eerbied en respek vir sy hemelse Vader. Ons sien dat Jesus, toe hy daar in die Pasgatyd na die tempel toe opgegaan het, gevind het dat mense die tempel van God vir 'n verkeerde doel gebruik. Vir hulle het dit nie gegaan om die Here te kom aanbid en offers aan hom te bring nie, maar hulle het selfs tot binne in die tempel handel gedrywe en wou geld maak. Dit het oor hulle self gegaan. En ons sien hier 'n ander beeld van Jesus. In ons teks is hy nie die verlosser wat met deernis en empatie optree nie, maar met baie groot erns en met baie streng voorwaardes. Hy vleg 'n sweep en hy begin die mense daarmee slaan. Hy jaag al die verkopers en die handelaars uit. Hy gooi die tafels om. Hy gooi die klein geld uit en hy jaag die mense uit die tempel uit, wat dit 'n handelshuis wil maak. Die tempel van die Here was destyds gesien as 'n gebedsplek, 'n plek waar God teenwoordig was en wat met baie groot eerbied en respek behandel moes word. Dit is die hoofdoel wanneer na die tempel opgegaan word, naamlik om God te aanbid en dank en lof aan hom te bring. Dit is nie 'n geldmaakplek nie. Dit is nie 'n handelshuis nie. Dit is nie daar ter wille van mense nie. Maar in die eerste plek gaan dit oor die Here. Wanneer ek en jy kerk toe gaan, dan moet dit altyd in die eerste plek oor die Here gaan. Ons gaan nie daar om mense te beïndruk nie. Ons gaan nie soontoe om deur mense raak gesien te word nie. Maar in die eerste plek gaan ons kerk toe om die Here onse God te aanbid, om na sy woord te luister, om alle lof en eer aan hom te bring en hom te verheerlik. Ons kom saam as kinders van die Here in die teenwoordigheid van die Here om alle lof en eer aan hom te gee. Wanneer dit in die eerste plek oor mense gaan en handel drywe in die kerk, dan is ons op die verkeerde spoor. Die kerk behoort aan Christus. Hy is die hoof van sy kerk. Ons is sy kinders. Ons gaan kerk toe om te luister na sy woord en hom te aanbid. En alles wat by die kerk gebeur, moet tot eer en verheerliking van die Here wees. Kom ek en jy plaas ons fokus op God drie-enig, om hom te aanbid en in eerbied en in respek in sy teenwoordigheid te verkeer. En mag ons eredienste 'n geestelike belewenis vir ons almal wees, wat altyd tot eer van die Here sal wees en tot uitbreiding van sy koninkryk. Mag hierdie boodskap vandag vir ons elkeen tot nuwe nadenke bring oor ons lewe, en kom ons plaas ons fokus op Jesus, die volëinder van ons geloof, wat graag wil hê dat ons hemelse Vader in waarheid
in eerbied en met respek sal dien. Kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n wonderlike dag wat ons uit U hand ontvang en soveel genade wat ons beleef in ons lewe. Dankie dat U ons Vader is wat ons deur U woord leer. Bevestig vandag se skrifgedeelte in ons harte en help ons, Here, om gehoorsaam daarin te wees. Ons loof U dat U ons Vader is wat ons liefhet, versorg en seën en dat ons elke dag uit U hand kan lewe. Wil U uit genade al ons sonde vergewe? Bemoedig ons, versterk ons en lei ons en laat ons lewens U altyd verheerlik. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.